Die godsdienst van die sinagoge van Satan is wat Babylon beoefen het en die kerke wêreldwyd gekeer het, dat mense U in die tempels aanbid wat hulle liggame is. Godsdienst het vir hulle 'n ander soort aanbidding voorgehou waar hulle U nie persoonlik kon ervaar nie, maar eerder godsdienst aanbid het en nie die God van die godsdienst nie. Hulle het deur soveel bewegings gegaan, gesange en leë gebede agter mekaar aangesê, sonder dat hulle U persoonlik leer ken en met U persoonlik leer praat het. As iets verkeerd geloop het, het hulle dadelik na hulle bemiddelaar gehardloop. 'n Mens, 'n blote broer, wie hulle pastoor of dominee aanspreek met uiterste respek en edele aanskouing. Die bemiddelaar, Here, wie U vir elke mens is, ons Jesus, het hulle nie leer ken nie. Hulle het gedink die dominee of die pastoor is al wie U regtig ken en al na wie U regtig sal luister. En in Matteus 23 vers 8 sê U duidelik, noem niemand rabbi nie, wat dieselfde as pastoor en dominee of herder beteken. Want julle is almal broers, sê U woord. U wou juis keer dat mense ander mense as bemiddelaars beskou, maar weens hulle ongehoorsaamheid en valsheid het hierdie soort broers, wie hulle voorgedoen het as bemiddelaars, besighede gebou wat hulle kerke genoem het. Net soos in Babylon het die mense op strepe daarheen gestroom en is die ware kerk, die liggaam van gelowiges, wie se tempels hulle eie liggame is, nie gebou nie. En het Satan rustig met die leuns en die bedrog voortgegaan om sy eie koninkryk op aarde so uit te brei, dat U eens magtige kinders die ware geloof verlaat het en ruil vir 'n kragtelose kerk en godsdienstpraktyk. Hulle het volgens U woord 'n tipe godsaligheid beoefen, maar sonder die krag daarvan. So staan dit in U woord. Groter is hy wie in julle is, as hy wie in die wêreld is, sê U woord. Maar hulle het dit nie beleef nie, want hulle ongehoorsaamheid het hulle in kerke gehou, wat hulle glad nie teen televisie en rolprente gewaarsku het nie. Hulle was glad nie oor sonde berispe nie. Nie oor die hel was daar ooit gepraat, soos Jesus onophoudelik in die eie woord gedoen het nie, Here. Nee, Here, die broers wie kantig herders was, het liewer geld en meer geld vir hulle kerkbesighede nagestreef en soet woordjies van tevredenheid en selfvoldaanheid in almal se ore ingepraat, sodat mense in groter getalle na hulle motiveringssprekers sou stroom, meer geld vir hulle sou gee en so sou glo dat hulle 'n beter plek in die hemele sal ontvang, omdat hulle sogenaamde godsdiens beter en harder gespeel het as al die ander. Alles kragteloos. Maar die Mammon God het deur die wolwebroers, wat hulle met vreeslike respek en aansien as pastore en dominees laat aanspreek het, U eie woorde in Matteus 23 vers 8 geheel en al verontagsaam, sodat hulle juis deur die spesiale opverheffing van die self, die ekstra respek, die podium van aansien en selfverheffing, die mense wie hulle as onder en benede hulle self beskou het, kon aanmoedig om meer en meer geld aan hulle te gee. Valslik het hulle tiendes ingevorder en nooit die waarheid oor die tiendes geopenbaar nie. Hulle was nie net agter die offerandes aan nie, maar die tiendes wat die Levitiese priesters moes ontvang het, omdat hulle die enigstes was wie nooit hulle eie grondgebied gekry het nie. Hierdie valsbroers het hierdie tiendes konsep voorgehou, as sou dit ook op hulle betrekking het. So is die ware liggaam van gelowiges beroof, terwyl mense hulle met kragtelose godsdienst besig gehou het en nooit tot die volle waarheid gekom het nie. Groot, pragtige klipkerke sonder enige krag of waarheid. Terwyl hulle in hulle duisende kerke aanhou besoek het en die gewete so gestil het, het die sogenaamde kerke alles wat vuil en verkeerd in die samelewing geraak het, goedsmoeds aanvaar en daaraan deelgeneem om sodoende net nie die mense aanstoot te gee nie, of kwaad te maak nie, want dan sou hulle net geld verloor en dit wou hulle net nie waag nie. Die siele het nie saak gemaak nie. Nou kom soveel mense tot die waarheid, nou op hierdie laaste oomblikke, nadat hulle toegesluit was in hulle huise en weer opgesluit gaan word, om gemerk te word. U laat hierdie hele valsheid en bedrog wat nou oor die wêreld uitgegiet word, ten goeie meewerk vir die kinders en U bring die ware aanbidding na die mense toe. Gesinne besef toenemend dat ware aanbidding in die hart is en die liggaam van 'n mens sy tempel is en die woonplek is van die almagtige Heilige Gees. Mense besef nou eers
dat die samekoms van gelowiges waarlik kragtig is, as dit nie godsdiens en rituele is nie, maar die deel van liefde vir dieselfde Jesus Christus, wie hulle in gees en in waarheid almal met opregtheid aanbid en liefhet. Nou is daar waarlik krag in die wonderlike naam van Jesus, want die mense verander nou eers werklik. Hulle besef nou eers werklik wat die wêreld is, met sy TV en sy kuns en vermaak en sy sport, en wat Jesus is en die ewige koninkryk van God, wat heilig en apart lewe beteken, vergeleke met die lewe vir die vlees, waarvoor die godsdiens in die klipkerke met die wolwebroers, wie pastore en dominees genoem word, was. Aanbidding van U ons God vind nou in gees en in waarheid plaas, in die liggaam waar die gees te woon wie U so lief het. En dis nie meer 'n uiterlike seremonie wat niks beteken tussen koue klipmure met rooi tapuite en indrukwekkende musiektoerusting en duur beligting nie. Die kerk is nou mense wie met mekaar kan praat, met mekaar kan deel, mekaar kan dra en aanmoedig in gees en waarheid en help waar nodig is. Mense wie mekaar nou as een liggaam in Christus sien en nie as besoekers van klipgeboue waar U as gijslaer gehou word nie, en waar nie die prediker toegang tot U troon gehad het nie. Baie van hierdie predikers was opreg, maar het self nie verstaan dat hulle eie aansien die mense van die werklikheid van U inwonende gees beroof het nie. Hulle kon self nie besef hoe groot die skade is wat hulle aanrig nie. Hulle het die groot klipgebou Babylon gebruik en net aanhou voortsit en die geestelike sterfgevalle heeltemal gemis. Dankie Here dat U die liggaam van ware gelowiges, die ware kerk, nou so vinnig bou. Klein vergeleke met die biljoene mense op hierdie aarde, maar waar en eg en heilig, eenkant en apart gesit vir U. Ons leer mekaar en deel met mekaar en dra mekaar se laste, sodat U daardeur vereer en verheerlik kan word, totdat U kom om regering op hierdie aarde oor te neem. Die einde het nou aangebreek en die kinders van Satan staan gereed om blitsig met die weermagte van lande al die mense met nanorobotte in te spuit. Hulle noem dit vaccines en die blindes glo dit, die wie sonde lief het, wie daardeur die blindheid van U ontvang het volgens 2 Tessalonisense 2 vers 10. Die president van Amerika, wie die Christene dink is die verlosser van gelowiges, is self besig om die inenting so vinnig moontlik gereed te kry en verklaar self dat sy weermag teen ongelooflike tempo sy hele volk van oor die 345 miljoen mense sal merk, oftewel inspuit. Soveel valsheid en soveel bedrieërs, Here, en hulle is omring met vals profete wie geld aanbid en die evangeliese kerke reguit deur die leuen van Israel seën gaan inlei in aanbidding van die vals Messias wie binnekort in Jerusalem aangekondig gaan word. So baie, Here, glo in hierdie bedrog dat hulle hout gerus sit en sê daar moet nog so baie dinge gebeur voor die einde kom. Hulle wil maar net nie hê die dag moet aanbreek wat hulle hierdie vlees moet neerlê en aflê nie. Hulle belê nou nog eers gou in Bitcoin currency en klou nog bietjie aan mammon vas, maar in 1 uur gaan alles verander, sê U woord. Maar dinge gaan vinnig en gou en gelyktydig plaasvind, nie een gebeurtenis per slag nie. Soos 'n vloed gaan al hierdie pyn en bitter oor hierdie aarde vloei, maar in plaas van water gaan die vloed pyn en lyding wees. En steeds, net soos in die dae van Noag, lag die mense dit af en ontken dit. Soos 2 gesigte maak hulle of hulle die tekens nie kan lees nie. Net soos 1 Matteus 24 sê, want hulle harte wil die waarheid, maar tog net nie aanvaar nie. Dankie Here dat U die, wie U soek, deur U laat vind. Dat mense nog 'n tydjie het om met die ark in te gaan wie U is, sodat hulle uit die vloed van pyn gered kan word. Gee dat oë sal oopgaan en mense sal besef die tyd is klaar. Ons loof U Jesus en ons dank U vir U groot liefde en U groot genade wat daagliks oor ons uitgestort word. U het gesê, U het nie gekom om te oordeel nie, maar om die mens van sonde te verlos, maar dat U woord elke mens sal oordeel in die laaste dag. Gee dat elke mens die wil sal hê om met opregte harte voor U te kan staan. Ons bid in Jesus naam. Amen.